Goeiemôre. Vandag moet ons gou praat oor mense wat die system probeer chiphou. Nou, daar's mense wat nou gaan en vir hulle self 5 of 6 of 7 verskillende e-mailadresse oopmaak en dan gebruik hulle elke verskillende een om 'n aparte application in te sit vir die refugee program. Nou, daar's 'n paar probleme daarmee. Nou, jy gaan regkom daarmee om dit so aansoek te doen, want onthou as jy aansoek doen met dieselfde e-mailadres, dan gaan hy net vir jou sê, hierdie e-mailadres is klaar geregistreer, dit is in proses en jy moet wag. Nou soos jy heeltemal 'n ander adres gebruik, e-mailadres gebruik, dan gaan die system jou toelaat om aansoek te doen, want dit word daarop gestop. Maar nou hier is die probleem. Nou skielik het een persoon, 5, 6, 7 of ek weet nie hoeveel, aansoeke in die system. En elke een van hulle moet deurgegaan word deur die enkele mense wat met die proses werk, die handvol mense wat daarmee werk. So, wat maak jy? Jy overwhelm die system. Nou vat dit langer vir daai mense om deur die e-mails te werk, deur die aansoeke te werk, omdat daar so baie is, en partykeer so baie van een persoon af. En dis nie al nie. As hulle nou agterkom, maar hier is nou een persoon wat meer as een aansoek het, dan gaan hulle die goed uitgooi. So, jy wat dink jy jip uit die system en jy maak dit vir jouself om dit vinniger te doen. Al wat jy doen op die ou end, jy overwhelm die system, jy maak die system stadiger en hulle gaan jou goed uitgooi en jy gaan nie 'n aansoek deurkry nie. Dit is so maklik soos dit. So, onthou, ek weet baie mense soek altyd 'n kortpad vir alles. Hier is nie 'n kortpad in hierdie system nie. Jy moet aansoek doen en jy moet jou beurt afwag soos almal. Party mense word vinniger gehelp as ander. Daai redes weet ons nie hoe dit werk het nie. Maar onthou, daar's case workers wat met die goed werk, die eerste keer as jy aansoek doen, die Kenyans en daai groep, voor hulle die goed aanstuur na die Amerikaanse ambassade toe. En hulle is net 'n sekere hoeveelheid mense wat daarmee werk. So, 'n groot rede vir hierdie hold-up op die oomblik vir vlugte na Amerika toe is, hulle is besig om die system skoon te maak, bietjie van duplicates en al die tipe van dinge. En om dit te doen, nou moet jy alles stop, net om deur alles te gaan, want daar's duisende aansoeke. So hier is nou 'n pleidooi vir almal. Moet asseblief nie probeer die system jiphou. Dat jy dink jy gaan vinniger die aankom, deur 'n klomp e-mailadresse oop te maak en 'n ding aansoek te doen, 'n klomp verskillende kere aansoek te doen nie, want jy overwhelm net die system, jy maak dit moeilik vir almal en jy maak dit op die einde moeilik vir jouself, want die kans dat hulle jou goed alles gaan uitgooi oor hulle sien as klomp duplicates is baie groot. Hulle het dit duidelik gestel, doen asseblief net een keer aansoek en los en wag net vir hulle. So, ons moet geduld hê en die proses vat soos hy vat. Wees dankbaar vir die proses. Dis 'n proses wat vir jou verniet help om in Amerika in te kom. Dis 'n baie unieke proses, want elke ander refugee program is refugees wat weghardloop van 'n oorlog af en sit vir maande en jare in refugee kampe binne in tente met haglike omstandighede tot hulle geleentheid kry om in Amerika te kom. Joune word soos 'n immigrasie ding gehanteer. Ja, ander woord, jy bly werk waar jy is, jy doen jou aansoek, hulle help deur die proses, jy kom op vliegtuig, jy kom hier aan en jy word hier verder gehelp. So moenie asseblief die proses misbruik om jouself beter te kry of jouself vinniger te kry, want jy gaan jouself nie vinniger kry nie. Jy vertraag net die system. So dis 'n pleidooi en ek smeek van mense, hou asseblief die proses reg en hou hom skoon en hoe minder ons ekstra aansoeke doen, hoe vinniger kan die proses vir almal gaan. Sien julle later, baie dankie.